Geliefdes, ek gaan vra dat jy sommer net so bly sit, dan sluit ons die oë, dan bid ons saam. Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. So roep die engele rondom die troon van die Here uit. En saam met daardie skare van engele wat U loof en prys, voeg ons vanaand ons stemme by. En ons bring aan U die lof en die eer en die dank as ons as U gemeente hier vergader. Dankie Here dat ons die genade ontvang, dat U vir ons die wedergeboorte skenk, dat U ons lei tot bekering en dat U ons ook hierin gelei het vanaand om U woord te kom hoor, om ook hier geskool te word, om te hoor wat sê U, maar dan ook die geleentheid hier te hê om saam te bid, om saam te sing, om hier ook in dankbaarheid, in lofprysing uit te bars en U te verheerlik. Here, ons dankie vir elkeen wat hier is, dankie dat U ook in ons werk, deur ons werk, dat ons ook hier as gemeenskap van gelowiges is vir mekaar. Ons besef dat alles gebeur met 'n doel. Daar is ook 'n rede hoekom ons hier vanaand is. Daar's 'n rede hoekom ons met mekaar hier na die tyd sal saamkuier en gesels. En so is ons ook besig as gemeenskap van gelowiges om mekaar te versterk. En daar te wees vir mekaar. Mag dit ook so wees. Mag hierdie week van gebed vir ons geseënd wees. Mag ons in die geloof groei. En mag ons ook hier bande bou met medegelowiges. Ons gebed dan ook vanaand, as ons hier stil word rondom die woord, is dat U tot ons sal spreek. Dat ons nie net sal hoorders wees van U woord nie, maar ook daders. En dat ons hier vandaan sal uitgaan en ons roeping as gelowiges ook sal gaan uitleef. As geesvervulde mense ook gaan leef daar buite. Wil U dan hierdie eer met ons wees. Ons bid hierdie dinge in naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Geliefdes, as jy die Bybels het, kan jy saam met my vanaand blaai na Efesiërs hoofstuk 5. Efesiërs hoofstuk 5, daar gaan ons saam lees van vers 18 tot en met vers 21. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Net tot sover uit die woord van die Here. Salig is ons as ons die woord van die Here hoor en dit ook in ons harte bewaar. Geliefdes, ons gaan aan met ons reeksie getiteld Die Geesvervulde Lewe. Ons het nou Sondag begin, gesê dit alles begin met wedergeboorte. Dit is daar waar God die hart van die mens verander, die harde hart word weggeneem en die hart van vlees word gegee, en nou het ek die vermoë om te kan glo. Nou trek God my nader. Gisteraand het ons gesien, die volgende stap is dan bekering, dan is daar nou 'n besef van, die Here is besig om in my te werk, dit is nie uit myself uit nie, ek kan dit nie self doen nie. Ewe skielik word ek bewus van dinge wat ek nog nooit bewus is nie. Hoeveel keer het al met jou gebeur? Jy lees 'n stuk, jy het al jare die Bybel gelees. Ewe skielik maak dit net asof dit net so oop gaan. Dis amper, daarmee kan ons dit vergelyk met wedergeboorte. Dit is, jy het nog altyd die goed gehoor en dit was nog altyd daar, maar dit het nog nooit in jou hart ingaan. Ewe skielik verstaan jy dit. Ewe skielik gaan dit oop. En dit is dan waar ons dan sien waar die bekering die volgende stap is. Nou kom ek agter. Maar my lewe is nie reg nie. En nou draai ek weg van my sonde af en ek draai na God toe. Nou kom ons vanaand by die volgende gedeeltjie en ons sê, maar hoe lyk dit nou prakties? Hoe gaan my lewe nou, gaan dit nou lyk? Nou, daar het verandering gekom, die hart is verander, daar is bekering voortdurend, onthou dis ook iets wat elke dag gebeur. Almal van ons maak nog foute en ons het nog elke dag bekering nodig. Maar ons is nou kinders van die Here en ons bekeer, ons besef ons doen verkeerd. Ons maak reg met die Here in die sin van ons bid tot die Here, ons weet daar's vergifnis in ons Here Jesus Christus. Maar hoe gaan dit nou verder lyk? Hoe gaan die lewe van die gelowige lyk wat gees vervuld is? En ons teks van vanaand help ons 'n bietjie daarmee. En ek wil vir
3 dinge wys hier in die teks wat ons bietjie by gaan stil staan. Die eerste gaan jy sien, daar's 'n kontras wat vir ons gegee word, dan is daar 'n opdrag wat gegee word, en dan is ook die gevolge van dit alles. En daarby staan ons vanaand so 'n bietjie stil. Nou kom ons kyk dan eerstens na die kontras. As kyk dan vers 18 sê, moenie dronk word van wyn nie, maar word met die Gees vervul. Nou dis die kontras, dit is die vreemdste ding om te sê wat Paulus nou sê. Hy sê, moenie dronk word nie, maar word vervul deur die Gees. Nou klink dit asof jy een van 2 opsies het. Of jy is dronk, of jy is met die Gees vervul. Nou wat bedoel hy daarmee? Wat is die gedagte hier agter? Jy moet verstaan, dat in die tyd toe Paulus hierdie brief geskryf het, was dit gebruik vir die mense van die ander gelowe. Ek praat nou van die heidene, die Grieke en die Romeine. Jy sal sekerlik al op die TV gesien het, hierdie massiewe groot tempels wat was eintlik nou net ruïnes wat oor is, maar hierdie massiewe groot geboue wat hulle gehad het, die tempel van Artemis en die tempel van Diana, dis plekke waar hulle nou kerk gehou het in hulle manier. En deel van hulle kerkdiens of van hulle godsdiensaanbidding was om dronk te word. Dit was die gebruik gewees. En hoe dronker, hoe beter. En dit was die hele plan daarmee gewees, want dit het gegaan oor 'n tipe van 'n ekstase. Die hele gedagte was jy moet wees soos die gode. Jy moet hierdie verhewe gedagtes hê en jy moet hierdie euforia beleef. En daarom as jy by die tempel aangekom het, dan was daar gewoonlik geëet en gedrink en prostitusie beoefen. Want dit is alles deel van die gevoel en die belewenis. Opgrawings het getoon dat van hierdie tempels reken hulle tot 1000 tempelprostituie, manlik en vroulik, op 'n slag gehad het. Net die idee te gee hoe groot was hierdie tempels en hoe die bedrywe daar aan die gang gaan. En so dit was hierdie absolute ekstase wat jy moes beleef het en jy moes gevoel het, ek deel nou in die grootheid van die gode. Ons drink en ons eet en ons is besig met prostitusie en hoe dronker hoe beter. En dis die gedagte wat jy in gedagte moet hou wanneer ons na die teks kyk. Dis hoe die mense daai tyd gedink het. Jy sal onthou ook in Handelinge 2, toe die Heilige Gees uitgestort is, dan as die Heilige Gees op die mense val en hulle begin in tale spreek, wat sê die mense wat rondom hulle staan? Hulle sê dadelik, hulle is seker dronk. Hulle het te veel soet wyn gedrink. Hoekom sal hulle dit dink? Want dit was die gebruik. As dit kom by godsdiens en tempeldiens en hierdie klas van ding, as dit kom by die ekstase van die bo-natuurlike, dan is daar altyd drank betrokke geweest. Daarom het hulle gesê, ja, sien, hulle is ook maar seker net dronk, want dit was die gebruik geweest. En wat Paulus dan nou hier in Efesiërs 5 probeer vir ons sê, is sê, nee, ons is nie soos die wêreld nie. Ons werk nie so nie. Ons tree nie so op nie. Wanneer ons gemeenskap het met God, dan is dit in liefde en dit is deur vreugde. Dit is nie 'n dronkenskap en 'n gevoel nie, maar dit is nugtere denke. Ek is besig met die woord van God. Ek probeer nie hier in 'n beswyming ingaan en hoog wees nie. My kop is helder, duidelik, en ek is besig met die Here, ek is besig met sy woord en ek het 'n verhouding met die Here. En dit was natuurlik uniek in die tyd waarin hulle geleef het, soos ek gesê het, omdat dit juist die wêreldse manier was om bedwelm te wees en die gevoel te kry van godsdiens. Ons sê nee, ons bly nugter. En die werk van die Heilige Gees is dan juist om jou te fokus op die woord van God, wat jou oortuig daarvan, wat in jou hart werk, om jou meer en meer te laat lyk en doen wat Christus doen. So jy gaan nie in 'n beswyming en jy weet nie wat jy doen nie en jy gaan net go with the flow nie. Dis nie wat die bedoeling is nie. Die Heilige Gees rig jou dade en jou gedagtes na die woord van God, sodat jy meer van God kan hê, sodat jy meer soos Christus kan word. Dit gaan dus nie oor wat ek voel nie. En dit is altyd gevaarlik. Ons weet dit baie keer in ons dag en datum in baie kerke, baie keer is wat mense juist doen om mense te manipuleer, is deur die emosie. En daarom waarsku die skrif ons ook, al in die Ou Testament, in Jeremia 17 vers 9 sê hy, pas op vir jou hart. Jou hart is bedrieglik. Met ander woorde, emosies kan bedrieglik wees. En daarom moet jy versigtig wees daarvoor. Ons hoor dit baie keer, ek weet, dis maar hoe ons praat, maar ons moet versigtig wees oor wat ons daarmee bedoel, maar mens hoor dit baie keer dat iemand sal sê, ek voel die Here is vanaand hier.
Ek het dit in die week gehad, het iemand vir my gesê, na het ons, ek het vir Manja ook gesê, na die voorsang, met die sing van die Onse Vader, het iemand na die tyd vir my gesê, mens kon voel, die Heilige Gees is hier. Dit is nie heeltemal korrek nie, ek verstaan wat ons bedoel, dit is vir ons lekker, en dit is vir ons goed, en dit is vir ons mooi, en dit is ook reg so, ons moet lekker sing, dit is reg. Maar ons moet versigtig wees, want wat jy gevoel het, was emosie. Jy kan nie die Heilige Gees voel nie. Nergens in die Bybel staan dat iemand die Heilige Gees voel nie. En dis baie keer waar die probleem kom, is dat mense vandag emosie gebruik om mense op te sweep, om die gevoel te gee, dat hier is die God van hemel en aarde besig. En hulle doen dit deur beligting en deur musiek en deur allerlei snaakse triks te trek op die kansel en probeer of op die verhoog baie keer om mense hierdie idee te gee van hier is dit en nou voel ons dit. Nou die hart van die saak, ons is emosionele wesens. Daar gaan altyd emosie wees en dis reg so. God het ons ook so geskape. Ons gaan dit beleef, maar ons kan eerder sê, weet jy wat, die woord van God het my aangeraak. Dis meer korrek. Want dis die Heilige Gees wat my rig na God se woord. Want soos ons gisterand ook gehoor het, dit is deur die woord dat ons groei. En dit is deur die woord dat daar verandering kom. Dis die Heilige Gees zap jou nie net hier van die kant af, en nou het jy nou die Heilige Gees. Hoe werk die Gees? Hoe kry jy meer van die Gees? Jy gaan in die Bybel toe. Jy leer meer in die woord van God. Dis hier waar God geopenbaar word, en dis hoe jy meer van die Heilige Gees kry. Die probleem wat mense het met emosie en wat die gevaar daarvan is dat, wat nou baie keer gebeur as ons sit in 'n diens, en ons sing nou sê maar lekker, soos 'n gisterand, Gesang 295 op genade onbeskryflik groot, is vir baie van ons emosionele. Ons hak dadelik emosie daaraan, en dan voel ons, hier's die Here nou. En ons het hierdie belewenis. En vir 'n oomblik voel jy, vergeet jy van jou depressie, en jou swaar trek, en die moeilikheid daar buite, en jy sê, hier's die Here nou by my. Die moeilikheid is, wat gaan jy nou môreoggend dink, as jy nou opstaan, en jy voel dit nou nie meer nie. Nou het jy al lankal vergeet van Gesang 295 en hoe jy gevoel het. Nou, waar is God nou? En nou begin ek twyfel, of is God dan regtig hier? Die Heilige Gees is altyd by jou in dieselfde mate. Hy is nie nou meer by jou en nou minder by jou nie. Hy is altyd dieselfde, regdeur. Die Heilige Gees is by jou. En daarom wees maar versigtig vir emosie. En Paulus wil vir ons hierdie kontras juist kom sê, het gaan nie oor gevoel nie. Dis juist die ou antieke manier gewees. Dit gaan oor emosie, dit gaan oor gevoel, dit gaan oor, hulle het dit nou net gedoen met drank en prostitusie. Vandag doen hulle dit nou anders nou. Maar dit is dieselfde beginsel. En hy sê, pas op, om die Gees vervul te wees, beteken, jy fokus is hier. En my gedagtes is helder, en is oop, sodat ek kan fokus op Christus. Want is hier waar ek nader beweeg aan die Here. So dis die een ding. Die tweede ding wat ons dan hier sien, is die opdrag wat gegee word. Hy sê, word met die Gees vervul. Nou die Griek stel dit so 'n bietjie anders, eintlik is ook weer so 'n bietjie die vertaling, is nie so goed hier nie. Daar staan eintlik, word voortdurend met die Heilige Gees vervul. Dis die woordjie wat gebruik word wys, dis 'n voortdurende proses. Want as ons hoor, word met die Heilige Gees vervul, dan dink ons aan iets wat vol word en dan hou dit op. Soos 'n glas water, jy vat 'n glas en jy vat die beker en jy maak hom vol en as hy vol, dan sit jy hom nou neer. Dis nie die gedagte wat hier gegee word nie. Die gedagte wat hier gegee word is iets wat voortdurend gebeur. En dalk 'n maklike beeld om te onthou is soos 'n seilbootjie waar die wind van agteraf die seile vol maak en hy druk die wind hou voortdurend om die seiltjie vol te maak en hy gaan vorentoe die hele tyd. En dis meer die gedagte wat ons hier kry. Want wat jy moet onthou en reg verstaan is dat elke ware gelowige is vervul met die Heilige Gees. As jy 'n kind van die Here is, as jy wedergebore is, as jy sy kind is, dan is jy gevul met die Heilige Gees. 1 Korintiërs 6:19-20 sê, ons liggaam is 'n tempel van die Here. En wat is 'n tempel? Dis mos die plek waar hulle die Here ontmoet. Die hele beeld wat gebruik word is, dis daar waar God nou woon. So hy sê vir ons, die wat kinders van God is, die Gees woon in jou.
Jy's klaar vervul met die Gees. Dis nie nodig dat jy hoef te soek. Daar's nie 'n opdrag in die Bybel wat vir jou sê jy moet gaan soek vir die inwoning van die Heilige Gees nie. Dis 'n dwaling wat in baie keer in kerke verkondig word. Jy moet soek na die Heilige Gees, jy moet roep tot die Heilige Gees sodat hy kan inkom, sodat jy as jy 'n kind van die Here is die Gees mos klaar in jou. Daar's geen opdrag in die Bybel wat sê jy moet die inwoning van die Heilige Gees soek nie. Daar's geen opdrag in die Bybel wat sê dat jy gedoop moet word in die Heilige Gees nie. Dis alles terme wat ontwikkel het oor jare wat nie in die Bybel staan nie. Goed wat kerk uitdink, staan nie daar. Jy hoef nie te soek na die Heilige Gees as jy gelowig is nie. Die Heilige Gees is reeds sy volheid in jou. Hy bly in jou. Jy is dan die liggaam. Jou liggaam is dan 'n tempel. Die enigste opdrag wat ons in die Bybel kry rakende die Heilige Gees is hier waar hy sê jy moet voortdurend vervul wees met die Heilige Gees. Vervul word. En dan verduidelik Paulus dit in Kolossense. Wat beteken dit? En hy sê dis wanneer jy jouself totaal al fokus op die woord van God, die Bybel op Christus. En daar word jy gevul in die sin van ek groei. Ek word nou gevul met die woord van God. Dit begin my lewe oorheers. Dis wat die bootjie nou aanstoot. Dis wat my in 'n rigting instuur. Dis die woord van God. Dis die bedoeling ook. Gaan oor, ek moet fokus op die woord van die Here. Wanneer iemand vervul is met die Heilige Gees, moet jy ook weet, is die resultaat nie dat jy die gawes van die Heilige Gees ontvang nie. Die gawes van die Heilige Gees bedoelende buitengewone gawes soos spreek in tale, profesie of genesing nie. Dis nie wat die Bybel ons leer nie. Hy sê, wanneer iemand vervul is met die Heilige Gees, dan moet jy die vrug van die Heilige Gees dra. En daarvan lees ons Galasiërs 5, vers 22 en 23, wat dan sê, die vrug is hierdie 9 goed. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En hy sê, hierdie goed gaan by 'n gelowige wees. En dit gaan al hoe meer en meer groei en verbeter. Soos wat die tyd aangaan, moet hierdie vrug van die Gees beter en beter en beter en beter word. En dis wat daar nêrens staan daar, dat jy gaan bonatuurlike kragte kry. Dit was iets wat gebeur het in die tyd toe die apostels daar was, wat gebruik is om die woord te verkondig. Dit is iets wat buite die normale gebeur, bonatuurlike goed wat gebeur het. As jy gaan kyk ook na in die Bybel, dis nie om elke hoek en draai het iemand tale gespreek, dit is die uitsondering gewees. Want dit was die manier hoe dit in daai tyd die woord verkondig is, want die skrif was nog nie daar. Ons kon nog nie vir iemand sê, hoor jy gaan lees die Bybel oor die Here nie. So hoe het hulle mense oortuig? Deur die bonatuurlike gawes wat God gegee het. Maar dis nie iets wat ons vandag 'n opdrag kry om sê, gaan doen bonatuurlike gawes nie. Wat jy moet doen, is jy moet die vrug van die Gees uitleef. En dit behoort in jou lewe te wees. Aan die ander woorde, om met die Heilige Gees vervul te wees, is nie iets misties nie. Dis nie magic nie. Jy gaan dit verseker nie voel gebeur nie. Jy gaan wel sien dat iemand wat met die Gees vervul is anders. Daar kom 'n draai. Jy dink anders, ons het dit gesien. Jou verstand gaan oop, jou hart gaan oop, jou dade verander. Maar dis nie iets wat jy kan tasbaar voel en sê, aha, daar het ek dit nou gevoel, hier het ek my nek afgeklim en ek doenervleisie gekry, wat ook al die geval mag wees nie. So dit is nie hoe dit werk nie. En dan laastens, die gevolge daarvan, as ons het gesê, die mens is vervul met die Heilige Gees, dra dan vrug, en deel van die vrug van die Heilige Gees is dan ook blydskap, en ons sien dit hier in ons teks ook baie duidelik. Vers 19 sê, spreek onder mekaar met psalms en lofsange, geestelike liedere, en sing in psalms, sing in julle hart, tot eer van die Here. En wat ons dan hier sien is dat die onmiddellike resultaat van iemand wat werklik waar 'n hartsverandering gehad het, wat wedergebore is, wat kind van die Here is dat daar 'n liefde in die hart is. Daar's lofliedere, daar is aanbidding tot die Here. As ons reg deur die skrif kyk, Ou en Nuwe Testament, dan sal jy sien dat God is baie lief vir musiek. En hy het juis musiek vir die mens gegee om ons blydskap uit te druk. En ons word hier opgeroep en sê, sing, psalms en lofsange, geestelike liedere. Waaroor gaan dit? Die verlossing in Christus. Dit is waaroor die liedere gaan. Dis 'n verlossingslied. En hier is 'n baie belangrike punt om te besef, dat ons
baie keer ook in die kerke die probleem het. Die musiek in die kerk is nie evangelies van aard. Met ander woorde, ons musiek is nie daar om mense te oortuig van Jesus Christus nie. Ons lok nie mense met musiek nie. Dis nie die doel van musiek nie. Dis nog nooit die doel gewees van die musiek nie. Musiek is 'n aanvulling by die ding wat werklik waar saak maak. Dis die woord. Dis wat mense lok. Dis die basis. Dink maar so daaraan, die musiek van die wêreld reflekteer vir ons wat in die wêreld aangaan. As jy gaan kyk bietjie na musiekvideo's deesdae, die goed wat uitkom en gaan luister. Nou weet, is nogal moeilik om te hoor wat hulle sê, maar as jy net die woorde iewers kan gaan kyk bietjie wat sing hierdie mense. En die hedendaagse musiek wys vir jou hoe vervalle uit die wêreld geraak. Die siek wêreld daar buite sien ons, dit word reflekteer uit die musiek uit. Ons musiek as gelowiges is anders. Ons verkondig 'n tydlose waarheid, 'n ewige waarheid, 'n onveranderlike waarheid van God. En mense dink dat om God te aanbid, moet die musiek verbeter word. En baie van ons dink ook so, net ons voel so. Ons dink as die musiek beter is, dan is die erediens beter. Maar dit is eintlik 'n dwaling, dit is 'n dwaalspoor. Want dit is 'n manipulasie van die eksterne. Nou is ons alweer besig met die gevoel. Nou werk ons alweer met die gevoel, sodat dit beter kan voel, sodat ons iets kan bereik. Dis nie die doel daarvan nie. Hier is die doel, hier is die middelpunt. Dis die woord. Musiek is nie die motivering vir aanbidding nie. Die bedoeling is nie dat ons nou moet sing, en dan ons nou later hier in 'n beswyming, en ja, nou gaan ons die Here aanbid nie. Dis nie die doel nie. Die doel is, jy moet so besig wees met die Here, die Heilige Gees moet so fokus op wat God sê, en hierdie verhouding met die Here, en as jy dit snap, en die liggie gaan aan, dan wil ek sing, nou sing ek. Sien waar die klem lê. Die musiek van die gelowiges is ook nie bedoel om die ongelowiges te lok of te beïndruk. Daarom kan ek die horriepiep kry, as iemand dink ons moet Christelike musiek in die vorm van AC/DC se treffers doen, sodat ons die jong mense kan trek, want dan kan hulle ten minste die woord hoor. Ons doen dit verkeerd. Ons wil met eksterne goedjies, musiekies en die band en die dit en die dat, wil ons mense lok. Gaan nie werk, gaan nie hou nie. Dis nie die hart wat verander word nie. Want hierdie ding is al wat die hart verander. Dis die woord van God. Help nie, ons kom met hierdie ander dingetjies nie. As jou hart nie gevul is met die Heilige Gees nie, is daar nie blydskap. En as jou hart nie, as daar nie blydskap is nie, is daar ook nie 'n lied nie. As dit werklik waar, as hierdie boodskap van die evangelie van Jesus Christus die hart raak, dan sal daar gesing word. En dan is dit nogal hartseer op baie keer in kerke te sien hoe mense sing. Nie regtig. Sing maar so saam en leer maar die musiek. Daar is nie regtig vir ons iets in ons sang nie. Dan sing ons nie uit blydskap nie. Maar as jy weet wat die verlossing boodskap is en jy werklik waar kind van die Here is, dan wil jy sing. Dis 'n manier van blydskap. En dan die laaste 2 verse, ek gaan nie vreeslik daar uitbrei nie. Dit gaan oor die gevolge. As die hart verander is, wat gaan dan gebeur? Daar's blydskap, daar's lofliedere. Vers 20 sê, daar is ook dankbaarheid. Sê, terwyl julle God dan, julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. En daar's 'n dankbaarheid. As my hart verander is daar dankbaarheid. Leef ek anderste. En dan die laaste versie sê, en ons is aan mekaar onderdanig in die vrees van die Here. Daar's 'n diensbaarheid. En daar is 'n nederigheid. Hy sê, dis die gevolge. Ons blydskap, en ons dankbaarheid, en ons diensbaarheid. Dit vloei uit 'n ware bekeerde, geesvervulde mens. So, ons het gevra, hoe moet ons dan as geesvervulde mense lewe? Die Heilige Gees help jou om te fokus op dit wat belangrik is, die woord van God. Dit wat sentraal staan. En uit dit uit vloei daar dan dankbaarheid en blydskap en diensbaarheid. En dis wat ons as geesvervulde mense dan behoort te doen. Amen. Here, nietig en klein is ons, sondaars, rebels. Wil ons eie koppe volg,
Ons stry en skop teen die prikkels. En die genade is so groot, dat U daardie harde hart, wat teen U is, kom verander, aan ons die wedergeboorte skenk, en ons nader trek aan U. En as ons dan dit hoor, en besef die genade wat U ons ontvang, dan kan ons nie anders as om uit die jubel, in psalms en lofliedere te sing, om U te verheerlik, om U woord uit te dra na buite, om diensbaar te wees en dankbaar te wees teenoor U en teenoor ons medegelowiges. Daarom loof en prys en dank ons U ook vanaand. Dankie vir elkeen wat hier is. Here, ons bid vir ons gemeente en die wat siek is, wat nie hier kan wees nie. Pieter Lou wat aansterk by die huis. Danny Letty Snyman met gesondheid. Worstel, gesondheid worstel. Marcel C wat nog aansterk na sy ongeluk. En daar is ook ander. Daar is dalk van ons hier wat vanaand hier sit, wat 'n innerlike stryd het. Hier is van ons wat worstel in ons huwelike, ons verhoudings met ons ouers, kinders. Here, omdat ons sondaars is daar soveel seer in die lewe. Ons wil bid en vra dat U met ons as gemeente sal wees, dat U ons genadig sal wees. Dat U ook hierdie slegte dinge wat oor ons pad kom, sal gebruik ten goeie, om ons te rig op die regte spoor. Dat U ons daarin ook genadig sal wees. Dat ons daar vir mekaar sal wees, om mekaar se laste te dra. Dat ons werklik waar sal hand uitsteek na mekaar, en sal omgee. Dat ons in liefde teenoor mekaar sal leef teenoor U, sodat ander ook kan sien. Here, gebruik ons as instrument in U hand, om ook hier waar U ons geplaas het, bloedspruit, die mense te bedien, dat ons in nederigheid en dankbaarheid dit sal doen. Dat ons diensknegte sal wees, en dat ons so iets van U genade en liefde ook in die wêreld sal tentoonstel. Ons dankie vir die persone wat vir ons vanaand ook die voedsel voorsien, dankie vir die hande wat dit voorberei het. Ons gebed is dat U ook dan nou, wanneer ons hier saam verkeer na die tyd, dat U ook hierdie maaltyd sal seën, dat die krag wat ons daarin sal put, dat ons dit sal gebruik, om ook uit te gaan, te verkondig U woord. Ons bid al die dinge in Jesus Christus naam. Amen.